U het elke hart gesien, elke hand wat opgegaan het vanmôre. U het elke behoefte, selfs hulle wat vanmôre nie die vrymoedigheid gehad het om hulle hande op te steek nie, Vader. Vader, ons bid vanmôre in die naam van Jesus, dat U wat in die onsiende sien, mense sal aanraak, dat U sal oplossings bring, dat U sal oorwinning bring, dat U sal krag bring, dat U sal deurbraak bring, in die naam van Jesus. Ons kom teen elke werk van die vyand vanmôre in die magtige naam van Jesus. As 'n gemeente kom ons saam teen elke werk wat die vyand, het sy dit siekte, het sy dit armoede, het sy dit ellende, maak nie saak wat dit is nie, ons kom teen jou werke vyand as een vanmôre. Jy het geen autoriteit nie, jy het geen krag nie. Die bloed van Jesus Christus staan teen jou vanmôre. In Jesus se magtige naam, en almal sê Amen. Jy kan draai na iemand en gee hulle 'n soen en dan kan jy sit. En as jy nou nie iemand gesoen het nie, dan as niemand jou gesoen het nie, steek jou hand op asseblief. Mense, ons is besig met 'n reeks, en verlede week het Rian so pragtig vir ons vertel van wat? Wat het Rian vir ons verlede week van vertel? Van sy vrees vir sprinkane. Kan julle dit onthou? Die verskillende sprinkane. Wie daai boodskap geniet? Wie het so baie van sprinkane geweet voor die tyd? Ons het een sprinkaan expert hierso. Ja, ek het niks daarvan geweet nie, so dit was nogals vir my baie indrukwekkend. Ek moet sê, solank as wat ons in hierdie gemeente sit daar in die voorste ry, nie omdat ons fariseërs en sadduseërs is nie, maar omdat dit prakties vir ons is, en natuurlik het ons die kamera baie kere wat ons gebruik, word ons geseën deur die woord. Ons word regtig geseën. Ek het een ding wat ek agtergekom het by Soteria, Anne-Marie het ook al vir my gesê, sy weet nie waar kry Rian al hierdie goed nie. En ek ook nie, maar ek glo dis by die Heilige Gees. Maar ons is besig met die klein profete. Hoekom is hulle klein? Want hulle was almal mos kort. Dit was dwergies. Nee, hoekom is hulle die klein profete? Weet iemand? Wil iemand 'n kans vat? Hoekom is hulle die klein profete? Ek het 'n chocolate daar agter met Tannie Betty vir jou, as jy weet. O, Tannie Betty is in Joburg, sorry. Kry dit volgende week. Dis die klein profete, want nie omdat hulle minderwaardig is of so nie, maar omdat die boeke net korter is. Is die groot profete is die langer boeke, die klein profete is die kleiner boeke. Hoeveel boeke in die Bybel? 66, okay. Nee, ek sien ek deel hier met mense wat weer daarvan laat praat. Bybel is verdeel in die Nuwe en die Ou Testament. So ons het 66 boeke, 39 in die Ou Testament, 27 in die Nuwe Testament. En dan kan ons net so vlugtig kyk, ons is nou besig met die Ou Testament, ek weet nie hoe duidelik is dit daar nie, baie onduidelik by my, ek kan skaars sien wat hier aangaan. Ek sal hom so draai en kyk of hy spring, daar is hy, dit is miskien bietjie beter. So daar is net die verdeling van die law, die historical books, poetry en dan nou die profete waarmee ons nou besig is. En vandag se boodskap se titel is, wat sluk jou in? Wat was Rian se titel, kan julle onthou? Wat vreet jou? En ek het regtig baie gedink oor hierdie boek van Jona. By die Bybelskool, wanneer ons Bybelskool aanbied, dan het ons so uitleg wat ons doen. Ek gaan dit op die boodskap vir julle sit. Julle kan dit bietjie deurkyk, en waar dit handig is nogals is, as jy nou gaan kyk en jy wil sekere dele lees of so, dan kan jy die skrifgedeeltes kry in die verskillende hoofstukke. En daar is baie agtergrond rondom die boek wat ons kan bespreek. Jy kan sien daar op die snit, die ou wat dit geskryf het is Jona. En meeste van ons informasie wat ons kry in teologie, is hier by die 8de eeu geskryf. En jy weet, die boek fokus basies op hierdie storie wat ons vanmôre bietjie oor gaan praat. Maar dit fokus, waar meeste van jou profetiese boeke fokus op die profeseë, fokus hierdie baie op die profeet self. Jy weet, jy kyk na hierdie Jona, en wat gaan ons leer? Wat sluk jou in? Wat gaan ons leer van Jona vandag? Nou, as jy moet sê waaroor die boek Jona gaan, ek weet nie wat sou jy sê, waaroor gaan die boek? Gaan dit oor 'n vis?
Gaan dit oor Nineve, gaan dit oor die ongehoorsame profeet of gaan dit oor God? Ok, so iemand het gesê ongehoorsaam. Die vis word 4 keer genoem en ek weet dit is iets wat ons altyd in die Sondagskool leer. Ek bedoel die vis, dis 'n baie kragtige storie. Dis in die Bybel is dit obviously one of a kind. Daar's baie literatuur deur die eeue geskryf rondom hierdie boek. So hierdie boek het 'n groot invloed gehad, Moby Dick. Jy weet, baie van die skrywers het geskryf rondom hierdie boek, want dit is natuurlik 'n baie kragtige storie, maar die vis word net 4 keer genoem, en ons is altyd so geneig om, as jy sê Jona, dan dink jy, die vis, Jona die vis. Maar ek wil net jou perspektief vanoggend bietjie verander. Nineve, die stad, die Assiriese stad Nineve, wat die hoofstad van Assirië was. Assirië was hierdie geweldige, wrede ryk wat besig was om te groei, en as julle Ou Testament geskiedenis ken, dan sal julle weet dat daar was hierdie ballingskap van die Babyloniërs en van die Assiriërs, en die Assiriërs was een van hierdie groot moondhede wat regtig waar gevaarlik was, en in Jona se tyd was dit amper half hierdie ryk het begin groei. En daar was klaar gerugte van hierdie ryk wat al die nasies in besit gaan neem. Baie mense het al gespekuleer deur die jare dat Jona dalk op 'n punt gekom het wat hy gevoel het, jy weet, hy is bang om te gaan, of hy wil nie hierdie mense gaan laat bekeer word nie, want dan gaan hulle in elk geval in besit neem. So, maar ons kan sien die boek van Jona antwoord eintlik daai vraag, hoekom Jona nie gegaan het nie. En ons kom bietjie later daar uit. Die profeet word slegs 8 keer genoem, en God self word 38 keer genoem. So dit wys vir jou dat hierdie boek gaan oor God. Dit gaan oor God, genade en hierdie profeet wat ons na kyk, Jona. Ek het dit so opgedeel, as ons kyk na hierdie reis van Jona, en ons kyk hierdie reis van die hart, as ons nou regtig waar gaan kyk na Jona hoofstuk 1, Jona hoofstuk 2, Jona hoofstuk 3, Jona hoofstuk 4, ons kyk na hierdie 4 boeke, dan kan ons kyk na hierdie reis van Jona se hart, en baie kere is dit die reis van ons hart ook, en ek dink dis waar ek hierdie vergelyking wil tref, en ek bid regtig dat die Heilige Gees my in staat sal stel om dit duidelik vir u uit te druk vanmôre, dat daar is hierdie reis van Jona, as ons die 4 hoofstukke van die boek bestudeer, en dan is daar ook die reis van jou en my hart. En hierso is hoofstuk 1, praat ons van die bedanking, en ons sal bietjie verduidelik wat ons daarby bedoel. Dis nie om dankie te sê nie, dis om eintlik te sê nee, ek bedank, soos jy by die werk sou bedank. Dan is daar hoofstuk 2 die bekering, dan is daar hoofstuk 3 die herlewing, en dan is daar hoofstuk 4 die rebellie. So ek wil vir u voorstel dat ons hierdie boek soos in ons studie gou vanoggend, ons het nie baie tyd nie, ons wil gou deur die studie gaan, so kom ons bestudeer die boek in die konteks van hierdie bedanking, bekering, herlewing en rebellie. Maar kom ons praat ook dan oor God en sy werker, want dit is 'n hooftema, ons het nou gesien, God is 38 keer genoem, sy werker is 8 keer genoem, so ons het hierdie tema van God en sy werker, en daar is 3 dele wat ek graag wil net vir u noem, van God se werker en God se wil. God se werker en God se werk, en God se werker en God se weg. Dis die 3 wat ek vir u wil noem. So hoofstuk 1 het ons gesê, praat ons oor bedanking, preek saam met my. So vanmôre dan gaan ons na die boek van Jona, en ons kan gaan kyk na hoofstuk 1, en ons kyk na vers 1, en die woord van die Here het gekom tot Jona die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Nineve, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. En hier is die interessante deel van wanneer God se werker God se wil ontvang. God se werker ontvang God se wil, en miskien is hy nie so lus daarvoor nie, of miskien is dit nie iets wat hy gedink het hy moet doen nie. So vers 3 sê, maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Joppe afgegaan en skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal, en hy daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, weg van die aangesig van die Here af. So Jona kry 'n instruksie, God se werker, word gesê wat God se wil is.
Maar om een of ander rede, en hier in die laaste hoofstuk sal ons daaroor praat, maar om een of ander rede besluit Jona, ek gaan dit nie doen nie. En wat hy letterlik doen, as jy nou gaan kyk na die kaart, is, hy vaar in die teenoorgestelde rigting. Nou die antieke wêreld, waarin hy gevaar het hulle gesê, is eintlik die eindpunt van die aarde gewees. So hulle het nie verder geweet wat aan die kant dit is. So Jona het letterlik, toe hy God se wil ontvang, wat die Here vir hom sê om te doen, het hy letterlik heeltemal na die ander kant van die wêreld toe probeer gaan. Nou die kenners reken die afstande en so aan, maar ons kyk na so om en by 4000 kilometer wat Jona gevlug het. En my vraag natuurlik, soos wat ons deur die boek werk gou vanmôre, is, wat doen jy wanneer jy God se wil ontvang? En hoeveel kere is ons in 'n situasie waar die Here vir ons sê om iets te doen, waar hy in ons hart praat om iets te doen, en waar hy ons roep vir iets, maar waar ons besluit, ons gaan dit nie doen nie. Ek sal nooit vergeet, toe ek jonk was, het die Here telke male na my geroep. Ek was op dwelms, ek was jonk, en die Here het almekaar na my geroep, hy het deur mense met my gepraat, my ouma het met my gepraat, my maale, my ouma, almal het met my gepraat, my oom Jockey Meyer, almal het met my gepraat, ACVV mense, NG Kerk mense, verskeie mense reg oor my skoolloopbaan, onderwysers, almal het met my probeer praat en vir my gesê, hoorie, daar's 'n beter pad, daar's iets wat die Here vir jou het, en ek het myself weerstaan daarteen. Ek was amper soos 'n Jona, sou ek sê, want in 'n sekere sin was ek so hard gebak geweest, dat een aand wonderbaarlik by 'n diens wat ek uitgekom het, half gerook, half gedrink, half gepil, in die diens, het die persoon wat voor is 'n profetiese woord ontvang en gesê, hy's 'n jong man hier vanaand, en alhoewel hy baie jonk is hy vol van sonde, en die Here roep jou vanaand, kom, die duiwel wil jou doodmaak, maar die Here roep jou vanaand, kom. Jy weet, ek het in die stoel vasgeskop, jy weet, soos ek weet nie of jy al gesien het hoe 'n hond vasskop, as jy hom wil uitvat, of ek het vasgeskop, met my beentjies so styf, ek wou nie uitgaan nie, my maat aan my arm gevat, sy het geweet is ek, die profeet het verskeie dinge gesê, en ek het geweet is ek, sy het geweet is ek, die vrees van God was op my, maar ek was baie soos Jona, ek het die ander kant toe gevlug. Meer dwelms gebruik, meer drank gebruik, meer in die wêreld ingegaan. En dit is so, vir my is dit nou ekstremisties, want baie mense kan nie identifiseer nie. Baie mense kyk daarna en hulle dink, jy weet, okay, ek is nou nie op drugs of so nie, maar jy kan ongehoorsaam wees in die kleinste dinge, en jy kan vind dat 'n klein variasie op 'n beginpunt kan 'n groot variasie veroorsaak op 'n eindpunt oor 'n afstand. So vanmôre, ek dink die eerste punt wat ons maak wanneer ons kyk na hierdie eerste hoofstuk van die boek van Jona is, hoe reageer ons? Wanneer ons as God se werker God se wil hoor, is ons bereid om dit te doen? Of gaan ons ook die teenoorgestelde rigting? Ons weet verder, en terwille van tyd gaan ek dit nou nie alles vir u lees nie, maar ons weet verder dat Jona het op 'n skip beland, hy was in 'n ewige storm, en die snaakste ding vir my was, hy lê onder in die skip en hy slaap, en die manne roep hom, hulle roep uit na hulle eie gode, daar's al hierdie manne op die skip, en hulle roep uit na hulle eie gode, en hulle bid vir wat ook al hulle in glo, en niks gebeur nie, en hulle gaan soek vir Jona, en hulle kry hom onder, hulle bring hom op, en hulle sê, hoorie, wat gaan aan met jou, hoe kan jy slaap? Ons het nou al klaar die cargo oorgegooi, ons het die tackle oorgegooi, ons het niks meer op die skip oor nie, ons gaan vergaan, hoekom slaap jy? En hulle trek loetjies, en die loetjie val op Jona, en hulle weet dat hy is die oorsaak van die storm, en teensinnig as jy die hoofstuk gaan lees, gooi hulle hom oorboord, en ons weet, die groot vis het die Here gestuur om hom in te sluk. Maar die een ding wat my werklik waar getref het, is die feit dat hierdie manne, nadat hulle hierdie ervaring gehad het, was self aangeraak. Die Bybel sê dat toe die manne het die Here gevrees met 'n groot vrees, hulle het 'n slagoffer gebring, en hulle het 'n gelofte gedoen, en dit het my een ding gewys, dat selfs wanneer ons ongehoorsaam is, en selfs wanneer ons uit die wil van God uit gaan, kan God selfs
dit gebruik om mense te bereik. Want hierdie manne, hoe sou hulle ooit bereik gewees het? Hoe sou daai manne ooit bereik gewees het? Daai manne was sondaars wat gevaar het heel aan die ander kant van die wêreld, ver weg van Israel af. Maar hier ontmoet hulle die lewende God. En hoe ontmoet hulle hom? Hulle ontmoet hom in 'n storm. Want jy sien, almal van ons, as ons na daai storms van die lewe kyk, dan ons vermy hulle, ons wil nie na daai storm toe gaan nie. Maar 'n storm het basies hierdie funksies. Die ene is dat jy leer jouself ken in 'n storm. Want wanneer die storm jou slaan, dan leer jy waarvan jy gemaak is. Die Bybel praat van die man van die huis wat op die rots gebou is. En wanneer die storm kom, dan wys die storm hoe is daai huis eintlik gebou. Wanneer die moeilike tye kom, dan wys dit jou. Dis hoekom ek altyd in die kerk ook vir soveel jare by daai punt wil kom waar ek totale vrede het, dat wanneer mense na my kyk, wanneer ek in bediening is, of ek is hier voor op die verhoog en dinge loop verkeerd, of dinge loop verkeerd daar, laat ek nie vir hierdie mense wys, die storm is nou besig om my te skud nie. Jy weet, nou raak ek buiterig, ek raak kwaad, ek begin skree en skel op mense, ek begin vloek op mense, ek begin lelik op te tree, want die storm slaan my. So die storm wys jou wat in jou is. Maar die storm wys jou ook wie God is. Want wanneer jy na die storm kyk, en jy's daar, God is in die storm. God is in die, ek het gister gepreek hier by 'n diens, God is in die duisternis. In God is daar geen duisternis nie, maar God is in die duisternis. Hy's in die duisternis. Hy praat met Moses uit die duisternis uit. En vandag praat hy met jou miskien in die storm. En miskien as jy na jouself kyk met dit wat in jou lewe gebeur het, of dit wat huidiglik aangaan in jou lewe, en jy kyk na jouself, dan die storm jou eintlik half 'n paar dinge omtrent jouself gewys wat jy nie geweet het nie. En dit is belangrik dat ons dit ook besef. So ja, Jona hardloop weg van God. Ja, hierdie profeet is ongehoorsaam. Dit is so. Maar tog draai God alle dinge tot sy heerlikheid uit. En dit is so wonderlike gedagte vir ons vandag, want nou kan ons besef dat ek en u, maak nie saak waar ons nou is nie. As ons nou oorgee vir God en ons maak daai besluit en ons sê, Here, ons gee oor vir u, dan gaan hy selfs dit wat lelik was, selfs dit wat ons sonde was, gaan hy omdraai. Hoekom kan ek vandag in 'n tronk instap? En daar waar die nommers in die tronk is, kan ek stap in daai courtyard in, en ek kan voor daai manne gaan staan, ek kan 'n mikrofoon vat, my gitaar vat, en ek kan met hulle begin praat, asof ons broers is, asof ons mekaar ken. Hoekom kan ek dit doen? Omdat ek self kom waarvan hulle is. Omdat die verskil tussen my en hulle is genade. Die feit is net, hulle is gevang, ek is nie gevang nie. So wanneer ek daar staan, kan ek nie praat net van 'n teologiese oogpunt of van 'n geleerde oogpunt nie. Ek praat daar van 'n praktiese oogpunt en ek sê, manne, ek weet wat dit is om verslaaf te wees. Ek weet wat dit is om in te breek en te steel. Ek weet wat dit is om geen geld te hê nie. En om te begin planne maak hoe om geld te beraam. Ek weet wat dit is, maar ek weet ook wat dit is om Jesus Christus in te nooi in jou lewe in. En die bevrydingskrag te ervaar van die Heilige Gees. Ek weet wat dit is wanneer God jou aanraak op daai punt in jou diepste storm. En ek glo dis wat hy vanmôre vir my en vir u wil doen. Interessant, as ons gaan na die volgende hoofstuk wat ons noem 'n bekering, dan sê ons daarso dat Jona daar in daai visse maag het hy tot bekering gekom. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis. En interessant genoeg, en ons het nie tyd nie, ek wil hier nie lank hou vanmôre nie, maar hy bid uit psalms uit. Hy's besig om te bid uit psalms uit, en jy kan gaan kyk na daai psalms, jy kan later die notas kry, maar jy kyk na Psalm 18, Psalm 120, Psalm 42, Psalm 5, Psalm 69, Psalm 30 en Psalm 3. En elkeen van daai psalms, as ons gaan kyk na wat hy sê, dan praat dit van, hy roep uit die diepte uit. Psalm 18, hy erken die nood. Hy erken dat God regeer, Psalm 120.
Hy erken die gevolge, Psalm 42. Terugdraai na God, Psalm 5. Erkenning van sonde, sy effek, Psalm 69. God se redding, Psalm 30. En dit is so paslik, dat hierdie deel van sy gebed in Psalm 3 is die erkenning van God se wil. En onthou wat ons gesê het, ons praat van God se werker en God se wil. Hieronder die bekeringsgedeelte, God se werker en God se wil. En dit het my so laat dink aan waar ons is vandag as God se werkers, is ons in God se wil. En nou wonder ons, hoe gaan ons God se wil ontdek? Hoeveel keer deur die jare het mense al na my gekom en sê hulle, Richard, wat is God se wil vir my lewe? Wat sê God vir my? Wat moet ek doen? Wat is volgende op die spyskaart in my lewe? Jy ontdek nie God se wil van 'n intellektuele punt af nie. Jy ontdek dit nie van 'n oortuigingspunt nie. Jy ontdek dit van 'n dooie punt af. Jy moet dood wees om by God se wil uit te kom. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broers by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En dan vers 2 sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat is die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God. So wat hy sê, is die werker van God moet kom op 'n punt wat hy na die offer, na die altaar toe kom, as 'n lewende offer. En hy moet sê, Here, vandag lê ek my lewende offer, my lewe neer. En ek gee myself vir U. En hierdie is nie 'n bekering in die sin van, toe jy 12 was of 15 was en jy het jou hart vir die Here gegee nie. Hierdie is die tipe van besluit wat dit is om jou kruis op te neem en hom te volg. Om jou hand aan die ploeg te sit en nie agtertoe te kyk nie. Om die koninkryk van God eerste te soek en om hom eerste te stel. Hierdie is waarvan ons praat. Ons praat van hierdie konstante posisie waar ons onsself bevind, wat ons totaal oorgegee is. Andrew Murray het 'n boek daaroor geskryf, hy noem dit absolute surrender. Absolute surrender. Nie partial surrender nie, nie sekere dinge nie, alles. Alles. Hy wil alles hê. En dan kom ons by vers 2 wat sê dat jy moet nie gelykvormig word in hierdie wêreld nie. Nou jy moet eers jouself op die altaar sit voordat jy die besluit kan neem om nie die wêreldse patroon te volg nie. En soveel van ons in die kerk selfs vandag sukkel met die wêreldse patroon. Ons sukkel. Want ons word, soos die Engelsman sê, contaminated. Ons word verstrengel met die wêreldse patroon. Maar hy sê, word nie gelykvormig nie, en dan sê hy, word vernuwe. En hierdie gedeelte praat van God se woord. God se wil is gevind in God se woord, en wanneer ons gemoed en ons verstand vernuwe, met God se woord, met wat God sê, en ons maak ons hart oop vir die stem van die Heilige Gees, dan posisioneer ons onsself om te kan hoor wat hy sê, en dan kan ons, wat hy in die Engels sê, test and approve. Die Afrikaans sê, dat jy kan beproef. Die oorspronklike taal daar het hierdie idee van, jy besluit, watter vlak van God se wil in jou lewe gaan opereer. In Engels sê, good, acceptable and perfect. In Afrikaans is dit goeie, welgevallig en volmaak. En die ideaal is om in die volmaakte wil van God te wees. Dit is wat ons self voor beywer is om in daai wil te wees. Ons beweeg voort as gevolg van tyd. Ons weet dat die woord van die Here het toe weer, as ons hoofstuk 3 kyk, herlewing
En ons kyk na hoofstuk 3 vers 1 en 2, die woord van die Here het 'n tweede keer na Jona gekom en gesê, maak jou klaar en gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal gee. En ons weet dat in hierdie geval doen God se werker God se werk. Onthou wat ons gesê het, ons het gesê God se werker en God se wil. Hy ontdek die wil, hy hoor die wil en dan stap hy in die werk in. Want dit is een ding om dit te weet, maar is 'n ander ding om dit te doen. En ons ken die storie. Jona preek, baie van die commentary sê dat Jona preek die kortste boodskap wat 'n profeet nog ooit gepreek het. Dit is asof hy gaan preek met die hoop dat die mense nie hulle sal bekeer nie. Hy preek hierdie kort boodskap, hy loop in die stad en hy preek, hy stap uit en hy gaan sit en kyk wat gaan gebeur met die stad. Maar die Bybel sê dat God wat so genadig is, hy het hulle werke gesien. Hy het gesien dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. En toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy oor hulle sou doen, en hy het dit toe nie gedoen nie. Jy sien, ons sit in daai situasie waar ons moet vir onsself afvra, hoekom het Jona gaan preek? Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom doen ek en u wat ons doen in die kerk, in die bediening? En ek bedoel, dis 'n fyn lyn. Ek is op radio en ons het media bediening. Ons het hierdie jaar het ons gegroei met 10,000 followers op social media. 10,000. Ons het oor die 3-4 miljoen mense bereik op social media. Roem ek my in dit dat ek famous wil wees of dat ek wil hê mense moet weet wie ek is, of roem ek my daarin dat mense bereik word aan die uithoeke van Suid-Afrika en die wêreld wat my in die nag boodskappe stuur en sê ek wil my eie lewe geneem het, toe kyk ek na die boodskap, toe luister ek daarna, toe raak die Here my aan. So dis hierdie ding van ons is in God se werk en nou is daar miskien sukses en onsukses. Daar's verwagting en dan word die verwagting nie bereik nie. En Jona is in hierdie situasie waar hy 'n profeet is. En ons weet wat sê die Ou Testament, 'n profeet is net so goed soos sy profesie. As hy profesie nie waar kom nie, is hy nie 'n profeet nie. Dan is hy 'n vals profeet. En Jona is bang vir dit. Hy's bang hy gaan preek vir hierdie mense en hy ken God. Hy ken God goed. Want hy weet God is 'n genadige God. Jy weet, ons kan in bediening wees, dan kan ons die liefde verloor wat ons vir mense het. En ons kan net deur die dade begin gaan, dit is so maklik. In die IT-bedryf kom ons baie kere in kerkkantore en dan werk ons daar. En een van my grootste teleurstellings was in 'n kerkkantoor in George gewees, waar ek gesit het. Ek was besig om aan iemand se rekenaar te werk. En ek het gedink, hierdie is die hart van die bediening. As enige sondaar van die straat af inkom, en hy stap in daai kerkkantoor in, sal hy dink die duiwel bly daar. Hy sal geskok wees oor die vrugte wat hy van die bome daai kant sien, want die operasionele vereistes van die kerk het so swaar geraak, dat ons het die hart van Jesus verloor. Ons kan nie stop nie, ons kan nie 'n diens stop nie, ons kan nie musiek verander nie, ons kan nie praat met mense nie, ons kan nie enigiets verander nie, want ons is te bang. Want die stert swaai die hond. En nou moet ons in hierdie gaatjies inpas, in die verwagting inpas. En nou het bediening vir ons metodies geraak, gebaseer op wat ons dink mense wil hê. Ons vra AI. Wat sal my kerk laat groei? Wat sal my bediening laat groei? Hoe sal ek meer followers kry? Hoe sal ek meer dit? Hoe sal ek meer dat? Maar ons vergeet dat Paulus skryf en hy sê, it is the love of Christ that compels us. Hy sê dat die hart van bediening is nie die gawe nie, dis nie die profesie nie, dis nie die woord van wysheid, dis nie die woord van kennis nie, dis nie tale nie, dis nie die werking van wonderwerke nie, dis nie die genesing selfs van die siekes, op die bevryding van die demonies oppressed en possessed nie. Die hart van die bediening is die liefde vir God,
Die agape liefde van God, die liefde wat ek en u nie kan verstaan met ons gemoed nie, die liefde wat ons net kan ontvang as 'n gawe van God in ons gees. Romeine 5 vers 5 sê hy daai liefde in ons hart uitgestort. En daai liefde wat ons nie eens kan uitleef nie, Korintiërs 13 wat vir ons sê, jy weet wat die liefde is, ons kan dit nie uitleef nie, al wil ons. Dis net as ons by Romeine 12 was, by die altaar was, wat ons dood was, wat dit Christus in ons is, wat dit uitleef. En as ons in bediening is en ons doen dinge, dan moet ons seker maak ons doen hulle vir die regte redes. Ek is bang. God het vir my gesê, gaan preek. Ek het nie gaan preek nie. Toe slat die storm my. Toe beland ek in die stinkvis se maag. Ek sit in die maag van die vis. Nou moet ek maar gaan preek. Nou moet ek my maar bekeer. Nou moet ek maar doen wat hy sê. Maar my hart is nog nie in lyn met sy hart nie. Dis 'n toets vir ons konstant om te kyk is ons hart in lyn. Ek spring myself amper half ver vooruit, maar as ons praat van hierdie hoofstuk 3 en ons praat van die herlewing, dan het ek gedink aan hierdie God se werk en God se werk, en dan het ek gedink aan hierdie gelykenis van die talente, en ek het gedink aan die verantwoordelikheid wat elkeen van ons het. Ons kan nie verby Matteus 25 beweeg en sê ons kan dit nie lees nie. Ons moet lees van die 10 maagde en van die 5 wat uit olie uitgehardloop het. Ons moet dit lees. Ons kan nie sê ons lees dit nie as die kerk nie. Ons kan nie sê dat ons is in 'n posisie van gemak en in 'n comfort zone en sê, nee wat, dis okay, ek's alright. Nee, ons kan nie. Ons moet dit lees en ons moet vir onsself vra, is ek 'n maag wat uit olie uithardloop? Omdat ek nie 'n verhouding met die Here het nie, omdat ek nie die olie van die Gees in my het nie. En dan moet ons by die tweede gedeelte vra, wat doen ek met dit wat God my gegee het? In Matteus 25:15 sê aan die een het hy 5 talente gegee, aan die ander 2 en aan die ander 1, elkeen na sy vermoë, en het dadelik op reis gegaan. En ons weet dat die een wat 5 gehad het, het nog gemaak, en ons weet dat die een wat 2 gehad het, nog gemaak, maar die een wat 1 gehad het, het begrawe. Maar vir die wat hulle talente gevat het, en dit gebruik het, en dit toegepas het, en dit wat God vir hulle voorgeroep het, God se wil, God se werker het begin met God se werk, en hy het gedoen wat die Here hom voor hier geplaas het, hy het dit begin uitleef. Hy sê vir hom, mooi so getroue diensknegt. En dis die woorde wat ons wil hoor. Maar het ek 2 gekry, het ek 1 gekry, het ek 5 gekry, en wat gaan ek daarmee maak? Hy sê, mooi so getroue diensknegt, want oor weinig was jy getrou, maar oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vrede van jou Heer. En ek dink, vers 26 is een van die hardste verse in die Bybel. Niemand van ons wil dit lees nie, ons lees dit verby. Maar mense, ons is hier geplaas op aarde vir 'n doel, soos wat Jona moes iets doen, moet ons iets doen. Ons is God se werkers. En ons moet God se wil volg, en dan moet ons God se werk doen. Maar daar antwoord hy, en hy sê vir hom, jou slegte en jou lui diensknegt. Jy het geweet dat ek nie maai waar ek saai en dat ek by mekaar maak waar ek nie gestrooi het nie. Die eindresultaat in vers 30 is, werp daai nuttelose diensknegt uit in die duisternis. En daar sal 'n geween en 'n kners van tande wees. Dis nie mooi om sulke goed te hoor nie. Dis nie mooi om sulke goed te preek nie. Dis die tipe van God wat 'n kerk leeg maak. Maar ek dink wanneer ons hierdie klein profete bestudeer en wanneer ons kyk na hierdie boek, dan moet ons vir onsself die vraag afvra, wat leer ons? Want die woord van God sê dat hierdie goed wat gebeur het vir hulle is vir ons voorbeelde en waarskuwings. Voorbeelde en waarskuwings. Dis 'n voorbeeld en dis 'n waarskuwing. En al wat ek nou doen is ek gaan na Matteus 25 en ek sê, wie wat, hierdie lyk vir my soos iemand wat God se werk moes doen, maar wat geweier het om dit te doen. Hierdie lyk vir my soos iemand wat op 'n punt gekom het in sy lewe wat ander dinge belangriker geraak het, en waar hy begin verkoud het, en waar hy begin miskien weier het om die werk te doen, en waar hy sy talent gaan begrawe het.
En dis ernstig, as die kerk van Jesus Christus, en spesiaal van 'n kansel af, is ons geroep om hierdie dinge te verkondig en te bedien. Ons kan nie net sê wat in die gehoor streel nie. Ons moet dit sê wat regtig waar verandering bring. Dit wat vir jou vanmôre hier gaan laat uitstap, nie met veroordeling nie, maar miskien met bekering, miskien met 'n verandering van direksie. Wat jy sê, weet jy wat? Ek weet die Here het iets in my geplaas. En ek weet ek moet dit gebruik vir sy glorie en sy koninkryk. Die statistieke, as ons gaan kyk na kerkstatistieke van betrokkenheid in die kerk, is eintlik horrifies. Dis nie eens 1% van die mense in die liggaam van Christus oor die hele wêreld vandag, volgens statistieke wat betrokke is by die koninkrykswerk nie. Mense het onttrek. Die kerk het soos 'n weeklikse bywoning geraak, iets wat ek aftik op my lys, ek het dit gedoen. Waar ons almal veronderstel is om die liefde van Jesus Christus te skyn. En ons kom in vir 'n landing, en julle sal seker bly wees daaroor. Daar gaan 'n wurm in 'n boom wees, in hoofstuk 4. Maar ons het hierdie rebellie, wat ons gepraat het van rebellie, jy sal onthou, ons het hierdie verdeling van die hoofstukke, van bedanking, tot bekering, tot herlewing, tot by rebellie, en ons kom nou in vir die finale hoofstuk, wat ek dink met ons nog harder praat. Ons praat hierso oor God se werker en God se weg. En hierdie laaste hoofstuk moes ek nogal oor gedink het, en ek moes nogal bid daaroor, en ek moes nogal die Heilige Gees vra, wat sê U vir my in hierdie hoofstuk? Wat sê U vir ons in hierdie hoofstuk? Wat sê U van myself? In hoofstuk 4 vers 1 sê hy, maar Jona was erg ontsteld en kwaad. En dit was oor God nie die stad verwoes het nie. Jona was God se werker en hy het God se wil gaan doen. Hy het God se werk gaan doen, hy het die profesie gegee. Maar hy was steeds nie op God se weg nie. Hy was steeds nie op God se weg nie. En ek sê jou, dit is 'n algemene probleem in die kerk. Dat ons die wil kan doen en die werk kan doen, maar net die weg, dat is iets net so 'n bietjie af. Jy weet, net so 'n bietjie af. En ek bedoel, die probleem met die koninkryk is, dis soos 'n koekbak. Jy kan 'n heerlike koek bak. En jy kan alles insit, en ek is nou nie 'n bakker om myself nie, maar jy daai ding rys, en hy's mooi, en hy's glans, en weet ek hou van my koeke so 'n bietjie moist. Hy's so moist, en jy sny hom so, en jy daai groot stuk koek, en jy sit hom op jou bord, en natuurlik gaan jy yskas toe, en jy gaan haal jou glas melk. Wie eet melk of drink melk? Melk saam met die koek. Jy daai melk, en jy die koek, en jy eet, en jy vat daai eerste hap, en jy proe, maar ons het die suiker vergeet. Ons het die suiker vergeet. Nou is dit amper soos brood, maar jy het koek verwag. Kyk, as dit brood was en jy jam opgesit, is 'n ander storie. Maar jy eet koek, jy verwag koek. Jy verwag soet, en die soet is weg. En dit is soos God se weg, dit is liefde. Dit is daai agape liefde, daai oortuigingsliefde wat weg is. En Jona vat dit nog 'n stapie verder in vers 2, en hy bid, en hy sê, ag Here, ek het dit gedink terwyl ek in my land was, en daarom het ek gevlug. Want ek het geweet dat U is genadig en barmhartig en lankmoedig en groot in goedertierenheid, een wat berou oor onheil. So Jona sê, ek het geweet, ek het geweet dis hoe U gaan optree. Ek is 'n profeet, Here. Ek is 'n profeet. Ek moet profeteer en dit moet gebeur, Here. En nou red U hierdie mense. Ek sal hulle eerder dood sien. Al 120.000 van hulle, met hulle diere, vroue, kinders, maak nie saak nie, ek sal hulle eerder dood sien, as wat ek my reputasie laat val. Is wat mense sleg dink van my, ek sal hulle eerder dood sien. Wat wys dit van 'n persoon se hart?
Wanneer jy op daai punt gekom het, wat dit gaan oor jou meer as wat dit gaan oor God. Wanneer jy die senter van die evangelie geraak het, wanneer dit is om jou naam groot te maak en nie Jesus se naam groot te maak nie. Jona is so ontsteld in hierdie hoofstuk 4 in sy rebellie, dat hy sê in vers 3 sê hy, o Here, neem tog my siel weg van my. Hy sê, ek wil doodgaan, ek wil selfmoord pleeg, want dit is beter vir my om te sterwe as om te lewe. Sy reputasie was vir hom so belangrik, dat hy glad nie gesien het, dat mense gaan sterf nie. En dit is so maklik, dat as ons nie van die Romeine 12 af plek ons lewe bestuur nie, as ons nie leef van liefde af nie, as ons nie leef van totale oorgawe af nie, dan is dit so maklik vir ons om te verval in hierdie gat. Jona was 'n profeet en 'n profeet is gemeet daaraan of sy profesie waar word. Van die begin af was Jona bang dat God die mense sou laat terugdraai. Want dan sou sy profesie nie vervul word nie. En hy sou sleg gelyk het vir almal. God voorsien toe 'n boom en die boom was vir sy voordeel en daarom wou Jona nie gehad het die boom moet doodgaan nie, want die boom was vir sy voordeel. Maar Jona was nie begaan oor 120,000 mense in Ninive wat geskape was nie. Net die boom ook geskape was, Jona het hulle ook nie gemaak nie. Maar toe die wurm die boom opvreet, toe raak hy kwaad. Hy het meer van 'n boom gedink as wat hy van die mense gedink het. Die Here sê vir hom in Jona 4 vers 11 sê hy, maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120,000 mense is, wat nie die onderskeiding tussen hulle regter en hulle linkerhand het nie, en ook baie vee. Die Here sê, jy is so begaan oor hierdie boom, omdat dit 'n verlies vir jou was, maar jy is glad nie begaan oor die mense nie. En hierdie boek eindig so, met hierdie vraag wat God vra. Het eindig op hierdie vraag. Dit is een van die min boeke in die Bybel wat so eindig. Hy eindig op 'n plek wat met 'n vraagteken. En ek dink dis waar ons vanmôre is, wanneer ons hierdie konsidereer, wanneer ons hierdie bepeins oor hierdie dink. Ons is op daai plek waar ons vir onsself die vraag moet afvra. As ons deur hierdie bedanking gaan, wat ons die wil van die Here deurstaan, ons gaan deur die bekering wat ons terugkeer, ons gaan deur die herlewing wat ons die resultate sien, kom ons dan soms ook op daai plek van rebellie, waar ons sê, Here, ek rebelleer nou. Ek is nie gelukkig nie. Ons is God se werkers, ons moet God se wil doen, en dit is sy werk. Maar ek dink vir my, die hooftema vanmôre is, ons moet God se weg ken, en dit op sy manier doen. Ons moet seker maak, dat die liefde van God, altyd die motief is, wat ons laat vorentoe beweeg. Ons moet dit altyd toets in ons eie hart, en ons is almal mense. Ons kan almal val in daai gat in, van verwaandheid. Ons kan almal val in daai gat in van selfbeheptheid. Ons kan almal op daai punt kom. Maar vanmôre het ek gekom om met u te deel, en ek glo u te bemoedig en te sê, weet wat, die Here het 'n roeping op jou lewe. Jy is God se werker. Hy het 'n wil vir jou lewe. Jy is God se werker. Daar is werk vir jou om te doen. Maar bly in God se weg. Bly by dit wat hy jou gesê het om te doen. Ek het deur my eie lewe, en ek het dit al baie gedeel, was ek in die pastoraal gewees, en ek was so 13, 14 jaar, het ek die kansel hard gejaag. En baie beding met my skoonpa, om te kan preek op 'n Sondag. Maar my motief was nie omdat ek God se mense wou voed nie. My motief was omdat ek myself wou voed.
omdat ek my ego wou voed. En die Here moes my vat op 'n pad om vir my dit te wys in 'n storm, en ek het dit nie gesien nie. Ek het dit glad nie gesien nie. Ek het alles reg gedoen op die voorkant. Alles, die voorbereiding, alles was reg. Maar daar was iets net klein bietjie af gewees, en ek het dit nie besef nie. Toe die storm my huis slaan, toe kom ek agter, maar hoorie, my dakplaat is nie lekker vas nie, en my vensters is nie lekker nie, en my deure is nie lekker nie. En toe moes ek kom tot op daai punt wat ek gevoel het, ek kan nie meer bedien nie. Ek wil nie meer bedien nie. Ek weet nie meer hoe om te bedien nie, en ek het op daai punt gekom wat ek heeltemal plat geslaan was, en wat ek het alles, en ek het dit al vir julle vertel, maar ek het alles verkoop, ek het van alles ontslaag geraak, al my klanktoerusting, alles, ek wil nie meer musiek doen nie, wil nie meer preek nie, wil niks doen, ek sal nog dit en dat doen, maar, en toe moes die Here my daar optel. En toe het ek agtergekom dat dit gaan nie oor my teologiese kwalifikasies nie, dit gaan nie oor hoe goed ek kan praat nie, of hoe goed ek kan voordra, of hoe goed ek my notas kan bestuur nie. Dit gaan oor niks van daai dinge nie. Dit gaan oor sy liefde in my hart. So wat sluk jou in vanmôre? My besigheid, my koöperatiewe sukses, al daai dinge het my begin insluk, en dit het my begin maak 'n mens wat in bediening is aan die een kant, maar met die ander voet in die wêreld staan. Dit het my gemaak 'n mens wat moet probeer metodes vind om dinge te doen, en toe ek daar plat was, toe die Here my herbou, en toe hy my oprig, toe voel ek iets anderste in my borskas klop. Ek voel toe sy hart, vir sy mense. En wanneer ek dan na Nineve kyk, dan kyk ek met ander oë. Ek kyk nie na 'n gevaarlike moondheid wat besig is om te groei nie, of sondaars nie, of ek kyk na kinders van God wat verlore is. Ek kyk na skape wat dwaal oor die veld, en ek wil hulle bymekaar bring. En dit is wat dit werklik waar beteken om jou talente te gebruik vir die koninkryk, om dit wat jy het te gebruik, om dit wat jy het te belê vir die koninkryk. Dit is om daai hart te ontvang, en dan van daai hart af te kan bedien. En dit het my baie jare gevat. En ek is seker dit gaan u ook baie jare vat, en ek is seker u is op u eie pad, maar vanmôre wil ek u uitdaag om net vir hierdie oomblik, vir hierdie tyd, net u oë te sluit daar waar u is. En net weer vir die Here te vra. Here, wat moet ek doen? Here, wat wil u hê moet ek doen? Here, waar moet ek betrokke wees? Here, wat moet ek uitgooi? Wat moet ek inbring? Here, wat is net aktiwiteite? En wat is u wil? Wat is u ware wil? En Here, loop ek vanmôre in u weë. En Vader, ons kom in die naam van Jesus. Ons het nie al die antwoorde nie. Maar vanmôre weet ek dat die Heilige Gees woon in al my broers en susters. Ek weet dat elke ene wat hier is, vanmôre dit ervaar. Hulle ervaar daai roep terug na die sentrale punt van u wil. Hulle ervaar daai roep terug na die roeping. En Vader, is my gebed dat geen persoon uit hierdie plek uit dieselfde sal uitgaan nie. Maar dat elkeen van ons onsself sal uitdaag en sal sê, Here, wat moet ek doen? Hoekom doen ek dit? Wat kan ek vandag doen? Die klein dingetjie, ons kan nie die hele wêreld verander nie, maar Vader, laat ons sal besef dat dis die klein dingetjies. Dis daai persoon wat ons ontmoet in die straat, dis daai persoon wat by ons werk, dis daai persoon wat saam met ons werk, dis daai persoon wat saam met ons ry, dis daai persoon wat reg langs ons staan. U wil ons elkeen gebruik om u genade te verkondig, om u wil bekend te maak. Vanmôre bid ons, Vader, en as die mense hier is vanmôre wat op 'n punt gekom het wat jy voel, jy's uit God se wil uit. In die naam van Jesus bid ek vanmôre dat jy sal terugkeer na die senter van sy wil. In Jesus naam. In Jesus naam.
En Vader, vanmôre dank ons U. Ons dank U dat U so teenwoordig is in hierdie oomblik. Ek bid vir hulle wat bemoediging ook nodig het in hierdie plek vanmôre. Ek bid dat hulle U krag sal ervaar. Dat hulle U liefde sal ervaar en dat hulle U lewe sal ervaar soos nooit van tevore nie, Here. Hulle wat siek is, hulle wat sukkel met psigiese probleme, hulle wat 'n stryd het, Vader, ek bid vir hulle. Ek spreek U krag oor elke area van hulle lewe. In die naam van Jesus. Ons dank U en ons loof en ons prys U. In Jesus naam. En almal sê, Amen. Het jy iets ontvang vanmôre?